Voor die volgende paar weke gaan ek oor die 10 gebooie ietsie sê, praat. En ons gaan begin by die eerste gebod. Ek is die Here jou God. Jy kan die skriflesing kry in Eksodus 20, vers 1 tot 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Liewe luisteraars, wanneer ons aan die 10 gebooie dink, hoor ons dikwels net die woord, jy mag nie. Maar dis nie waar die Here begin nie. Hy begin met homself. Voordat hy enige opdrag gee, sê hy, ek is die Here jou God. Dis die fundament van alles. God begin nooit met 'n wet, voordat hy nie homself bekend gemaak het nie. Hy sê nie, doen eers hierdie dinge, dan sal ek jou God wees nie. Nee, hy sê, ek is jou God. En dan herinner hy sy volk, ek het jou uit Egipte uitgelei. Die volk was reeds verlos voordat hulle die wet ontvang het. Wet was dus nooit die pad na verlossing nie. Dit was die pad van mense wat reeds deur God gered is. En dit is presies dieselfde in die Nuwe Testament. Ons word nie gered omdat ons die gebooie hou nie. Ons hou die gebooie omdat Christus ons gered het. En daarom begin die eerste gebod nie met 'n verbod nie. Dit begin met 'n verhouding. God openbaar eers sy naam. Hy openbaar sy karakter, sy liefde. En dan sê hy, jy behoort aan my. Dit bring ons by die eerste gebod self. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Baie mense dink onmiddellik aan afgodsbeelde van hout of klip. Maar Israel het geweet, daar is baie meer as dit. Elke volk rondom hulle het hulle eie gode gehad. Daar was gode vir reën, vrugbaarheid, vir oorlog, vir oes, vir rykdom. Mense het gedink hulle moet al hierdie gode tevrede hou om veilig te wees. Here sê nee, ek alleen is God. Daar is nie 2 gode nie, daar is nie 10 gode nie, daar is net 1. Hierdie eerste gebod leer ons, dis nie net wie ons nie moet aanbid nie, maar veral wie alleen aanbid mag word. Die hele Bybel bou hierop. Luister, Deuteronomium 6. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En eeue later bevestig Jesus dieselfde waarheid wanneer hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Die eerste gebod gaan dus veel dieper as godsdienst. Dit vra, wees nommer 1 in jou lewe. Want elke mens aanbid iets. As dit nie God is nie, sal dit iets anders wees. Vir party is dit geld, vir ander status, ander sukses, vir ander sport, besittings, hulle eie mening. Alles wat die plek van God inneem, word uiteindelik 'n afgod. Selfs goeie dinge kan afgode word wanneer hulle belangriker as God raak. Werk is goed, gesin is goed, boerdery is goed, besigheid is goed. Maar wanneer enige daarvan die hoogste plek inneem, het dit 'n afgod geword. Die eerste gebod vra dus nie eerste, glo jy in God nie. Dit vra, is God alleen jou God? Want God deel nie sy eer met ander nie. Hy is die skepper. Ons is sy skepsel. Hy is die verlosser. Ons leef uit sy genade. Daarom is hierdie gebod eintlik 'n uitnodiging. Die Here roep sy kinders om die rus te ontdek wat daarin lê om hom alleen te vertrou. Wanneer God eerste staan, kom alles op sy regte plek. Jesus sê immers,
Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die eerste gebod is, dis nie bedoel om ons vryheid weg te neem nie. Dit wil ons bevry van alles wat ons harte gevange hou. Ons kan die Here vra, Here, U is God alleen. Vergewe ons waar ander dinge soms belangriker as U geword het. Leer ons om U eerste lief te hê, eerste te vertrou en eerste te gehoorsaam. En dankie dat U in Christus ook vir ons uit die slawerny van sonde verlos het. En Here, help ons en gee dat ons elke dag met blydskap kan bely. U alleen is die Here. Miskien is dit die essensie of 'n deel van die bespreking oor die essensie van die eerste gebod. Jy mag niemand anders aanbid nie as die Here. Hy sê dit duidelik. Ek is die Here, jou God. Die gedeelte dan Eksodus 20, eerste 3 verse.